Vanaand, het is goed om God te loof. Psalm 147. Het jy ook al heimlik gewonder of dit nie, met groot respek gesê, selfsugtig, eersugtig, of selfs 'n bietjie verwaand van God is, om te verwag dat alles en almal hom moet loof nie? Dis belangrik om hierop 'n antwoord te kry. Nie net om ander mense op hulle vrae hieroor te antwoord nie, maar ook om jou eie posisie hieroor en gevolglik jou eie lofprysing tot God te bepaal. Kom luister saam met my na Psalm 147 vers 1 tot 9, want die digter het geen twyfel daaroor nie. Prys die Here. Dit is goed om die lof van ons God te besing. Dit is 'n genot om 'n loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar maak. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddelose verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle veiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Dit is goed om die lof van God te besing. Dit gee genot om 'n loflied te sing wat hom toekom. In ander woorde, dit is goed, aangenaam, gepas om God se lof te besing. Dit is goed, daar's nie twyfel daaroor nie. Sonder vrees vir teëspraak kan dit gesê word, dit is goed vir altyd, dit is goed vir almal. Dis 'n onveranderlike waarheid. Dis volkome goed om God te loof. Dis ook aangenaam om sy lof te besing. God se motief in die skepping wat hom loof, is nie selfsugtig nie, maar dit is juis sodat sy heerlikheid, sy almag, sy grootheid bekend en so gedeel kan word. God se motief om die mens na sy beeld te skep, is juis om die mens deel te gee aan wie God is. Dit is te vergelyk met jou deelname aan applous na uitvoering van 'n meesterorkes. Jy word opgehef deurdat jy hande klap. Naderhand staan jy op jou voete en in jou applous word jy eintlik so deel van hierdie verheffende uitvoering, selfs al het jy niks gedoen nie. So vind die mens sy vreugde en so word ek as mens opgehef wanneer ek lofprysing aan God bring. Om God te loof is ook gepas. Dit is glad nie onvanpas om God te loof nie. Hy verdien dit. Hy is lofwaardig. In wie hy is en in wat hy doen, verdien hy om geloof te word. Sy wese, sy heerlikheid, sy almag, sy alomteenwoordigheid. Al hierdie dinge is lofwaardige dinge. 'n Stuk gepoleerde goud of 'n geslypte diamant is mooi. Daar is nie twyfel. Dit is ook nie nodig om redes te gee hoekom jy so sê nie. Hulle is in hulle self mooi. Net so en veel meer is dit nie nodig om te motiveer waarom God geloof word nie. Hy is lofwaardig. Loof hom daarom met volle oorgawe. Dis goed, dis aangenaam en dis gepas om dit te doen. Daar behoort geen twyfel hieroor te wees nie. Goeienaand.